Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou lig verskil. Nou is het Franco Tiet, hy in sy agterlyn. Ja, Tianel wat die lyn opvat. Ja, dit is Marks wat gaan afrond. Definitief Marks wat afrond. Ja, jong, ek dink na daardie 3 is hy my man van die wedstryd. Hy kan baie tevrede wees. Hy is soos 'n warm mes deur botter, 'n vlijmskerp beweging. Ja, nee, Rodepoort het geen antwoord vir die Daar en welkom by nog 'n episode van uit die koekpluk. Nou vandag is 'n groot eer. Die man speel nou môre. Nou wanneer julle die program ook kyk, moet julle baie cheer vir die man. Hy speel môre sy 400ste, hoor mooi, 400ste game vir Randfontein Rugby Club. Rudy Marks, welkom by uit die koekpluk. Baie dankie, ek waardeer dit. Dankie vir die tyd. 400. Ja, dis 'n lang tyd. Dit is fenomenaal. Ou is geseënd om te kan sê 400 games. Hoeveel 17 seisoene? 17 seisoene, ja. Van 2009 af het ek begin daar. Ja, dit is amazing dat 'n ou by 400 kan uitkom. Yes, ja. Nee, dit klink nou maklik, maar ek dink dit was. Ja, kom ons gaan terug. Kom ons gaan sê vir die mense, wie is Rudy? Waar is jy gebore? Laerskool, hoërskool? Ek is gebore in Randfontein. Was hier in Laerskool Rapportreier op laerskool gewees en in Jan Viljoen gewees op hoërskool, ja. Okay. Die Jan Viljoen jare is natuurlik nou die jare van Riebeek wat toe Riebeek Rand geword het en Jan Viljoen groot clashes. Ek bedoel ons het gesien daar toe hulle gejol het. Daarby altyd teen hulle gehad, ja. So daai jare was nog goeie tye gewees tussen die twee skole. Lekker match-up gewees. Rappies, dit is amazing. Rapportreier het 'n ou geskiedenis en daar's baie sterk gene wat deur rappies kom en dis nou hoe lekker nou werk jy ook nog vir rappies. Ja, ek is so 5 jaar nou hierso. Rappies se sportdirekteur. So dit is lekker. Ons geniet dit baie hierso. Lekker om met die kinders te werk. Is bietjie anders as net normaal. Altyd my rugby. Ja. En dan coach bietjie hierso en coach bietjie so by ander plekke. As jy nou sê coaching, doen jy die eerste span of doen jy nou van die ander laarspan? Ek het al eerste span gecoach hier by Rappies. Maar ons het nou hierdie jaar het ons begin bietjie fokus op die jonger ouderdomsgroepe om te kyk of ons iets kan bou. En laat dit bietjie beter gaan hier aan die einde van 'n seentjie se laerskool rugby seisoen. Hoe kry julle dit reg om by Rapportreier? Ek meen dis 'n briljante skool, maar julle het nie 'n baie groot voedingaar nie. Dis nie dat julle half 'n, ek wil amper noem 'n drive-through skool is nie. Julle is 'n skool wat afhanklik is van Randfontein. Absoluut. Ons is regtig afhanklik van Randfontein se seuns of se kinders wat hier toe kom. Dis ons het nie behalwe in ons kleuterskool wat bietjie vir ons 'n voer gee. Het ons maar is daar nie ander hoe ons kinders hier kan kry nie. So baie mense se kinders is glad nie eens in 'n kleuterskool nie en dan op die einde van die dag gaan kom hulle hier toe. So ons het nog hulle werkie om seker te maak dat ons at least dat hy hier bly. Genoeg kinders kan kry vir die skool, ja. Jou rugby loopbaan het obviously hierso begin en ek weet jy het nou was jy al die jare scrummie of het jy so 'n bietjie rondgehardloop tussen? Ek het begin as 'n scrum-skakel, ja. Okay. Ek het begin as een en nou sê hulle ja, ek is so op my einde nou weer as een. Maar ek het wel center baie gespeel. Ek het losskakel gespeel. Maar ja, daai is maar my 3 posisies wat jy altyd gespeel het. Toe jy Jan Viljoen toe is ook so. Ek het begin ook as 'n scrum af daar en ek het baie losskakel gespeel daar vir Jan Viljoen. Ek het maar meerderheid eintlik losskakel gespeel. En toe ek klaar daar, toe ek Waastie toe gaan, ek het bietjie by Tikkies gaan rugby speel by die Bulle Akademie. En toe ek ook fly-off gespeel, bietjie begin center speel. Uit Tikkies uit het ek my eerste Currie Beeker wedstryd gekry by die Pumas. En ek het daar
toe ek center begin speel. Daai was my eerste keer wat ek actually begin center speel het, tot hulle my die geleentheid gegee het. En van daar af het ek maar weer so by die klap, jy weet, soos wat 'n ou Teruggekom Randfontein. swaarder raak en ja, toe die center ding vir my gewerk. Okay, so dit jy vir 'n lang ruk het jy center gejol. Ja, nee, ek het vir baie jare lank actually center gejol, wat ek glad nie scrum af gejol het nie, en dit het weer, ek dink laas jaar voor dit, toe begin het weer, dat ek so 'n bietjie weer meer kom scrum skakel speel, en jy weet, toe help het nou vir die spanse, die span waarin ek speel. Maar jy het nou 'n soft spot vir scrummie as ek dit so hoor, Ek het een, ja. Nee, ek het definitief een, dit was my posisie al die jare gewees, so, dit is weer vir my lekker om nou weer 'n bietjie scrum af te speel. Ja, om weer terug met daai. Maar jy's nou by Randfontein en daar by Randfontein was baie bekend vir 'n klomp scrum skakels, een van die grootes, Joppie Atlam. Ja. Ek meen hy het ek wil amper sê in Engels, hy set the tone for you guys. Ja. Dis 'n groot skouder om voor vol te staan waarin jy nou staan. Ja. Nee, 100%, en ek dink behalwe nou ongeag ek dink al soveel ouens wat uit Randfontein uitkom wat actually groot name is en wat baie goed gedoen het vir Randfontein daai jare. Ek het nou nie baie saam al daai ouens gespeel nie, maar ek het redelik saam 'n klomp ou toppies al gespeel wat die dorp vol is. Ja, so Ja, en snaaks genoeg Randfontein nog altyd die manier gehad om fantastiese spelers op te lewer. Daar's regtig groot name wat deur die ranks was, die Tiet Boeties. En jy sit met David Marks, jy sit met Dan Badenhorst, jy sit met oupa wat daar gewees het. So daar's 'n hele klomp, en ek meen ons het daar by die reunie weer hulle almal gesien terwyl hulle gespeel het. Ja. So dit is mooi om te sien dat dit bly aangaan. Ja. Nou kom ons kom met die 400 games. Ja. Nou wie die telling gehou het? Het jy 'n manier van hou? Ons het maar Coach Henny het maar teruggegaan en gaan kyk maar hoeveel games ons speel per seisoen en die aantal seisoene wat ek betrokke is by Randfontein, en ons het dit maar so uitgewerk. Ja. So ja, dit kan dalk maybe 'n bietjie meer wees. So toe het ons maar gesê dit lyk dan redelik asof dit op 400 kan wees. En die liggaam hou. Om eerlik met jou te wees, doen hy tans, maar dit is weer eens die tyd tot ek terug gaan het scrum af toe. Het dit nou bietjie half my gehelp. Natuurlik. Dat ek nie so baie kontak hoef te vat en altyd soos die tyd dat ek center gespeel het. Ja, center is maar ek dink hy's bekend as die vinnigste, hardste intlim rugby wat jy kan kry. Dit is harde rugby gewees, en nou met die scrum af is dit meer ek guide net en jy weet voor die forwards en gee vir die backs die bal, so is bietjie minder kontak, so dit help die lyf bietjie, ja. Rudy, sê gou vir my in hierdie jare, daar's natuurlik games wat uitgestaan het, daar's sekere games wat 'n ou, ek het ook baie jare, ek het 30 jaar rugby gespeel, en as jy nou daar gaan lê en dink oor games, is daar sekere games wat uitgestaan het. Kan jy so 'n paar onthou? Ek kan daar's 'n hele paar, en ek dink ons het 'n hele paar wat ons actually, jy weet, ons het bekers gewen, en dit was goeie tye gewees in die klub, en daar was games wat ons nooit moes wen op 'n dag nie, wat ons die dag deurgetrek het. Maar wat ek dink 'n belangrike enetjie wat vir my regtig uitstaan is, ons het ek is nou nie 100% seker van die datum nie, maar is enige tyd hier van 2017 af tot in 2015, 2018 daar rond, het ons 'n lekker span gehad, en ons het toe die eerste keer in 11 jaar wat ons vir Rodepoort Rugby Club gewen het. Ja. So ons het daai Castle Bowl beker waarvoor ons speel, so ons het hom vir eerste keer in 11 jaar teen hulle, het ons hom toe daai dag gewen. En ek moet sê, daai ene, hy draak nogal aan die hart, hy het nogal baie vir my beteken. Dit is nie 'n groot wen nie, dit was nie 'n liga wen of 'n dingie, maar ja, maar die rede ook vir dit is, ek meen daar's 'n groot rivalry tussen Randfontein en Rodepoort. Ja. Rodepoort gaan nou deur sy eie dinge, maar hulle was al die jare hulle proper. Jy weet jy's in vir 'n bulle. Dit was 'n groot game gewees die dag as ons Rodepoort speel. Ja. So en daai dag was dit maar net special geweest, want ons het regtig gesukkel om hulle te wen.
Ons kon hulle nie te wen nie. En ja, toe die wal gebreek en toe gaan dit beter. Ja. Ander games? Ag, ek het ander games gehad al. Universiteite was ook altyd is 'n lekker een om teen te speel en goed, hulle het altyd iets nuuts gebring. Hulle bring altyd baie flair in die game in. So ons het nou hierdie jaar het ek vir die eerste keer op Pik se veld wat ek persoonlik wat in 'n span betrokke was wat ons vir Pik gewen het. So daai ene is ook dit tel ook vir my redelik nogal nice. Ek hou van daai game ook. Op die Fani. Op die Fani gewees en dis ook 'n maklike game om altyd nooit om Pik daar by hulle te gaan wen nie. So daai game was vir my ook nogal special. Dis interessant as 'n ou gaan kyk na jou, noem dit maar jou oop klubs. Het jy baie is solid ouens, jy weet min of meer te wie jy elke jaar speel, maar die universiteite bring altyd daai edge vir jou vir 'n ou in wat daar's 'n ander speler wat bykom, hulle speel 'n bietjie vinniger game as wat 'n ou gewoonlik gewoond is aan met die gewone oop klubs. Ja. So uit al daai manne by. Ja. Nee, vir ons vir 'n oop klub en om teen varsities gaan jol, jy weet ons gaan moet ons game, ek sê nie sê ons change ons game nie, maar ons moet definitief bietjie skerper wees op die veld en so aan, want hulle is nie 'n span wat vir jou gaan staan en wag nie. So ja, jy moet dit maar maak gebeur. Julle het 'n groot hierdie jaar gehad teen Rhinos ook hierso. Ja. Dit is, ek meen Rhinos is 'n baie sterk span in die Northern Rhinos. Ek meen hierdie ouens was nie in die liga nie en hulle in die Wolves het nou bygekom, maar daai ouetjies van Tabazimbi kom. Hulle die Rhinos, wat die ding is van Rhinos, hulle is ook maar baie klapspan gewys en hulle is ook maar heavy physical, jy weet. Hulle bring dit ook so, jy moet maar die storie ken, ja. En ons is ook gelukkig, ons het hulle ook dan gewen hierdie jaar. Maar die kans dat ons hulle kan nou weer Joel, even in die Gold Cup wat kom, is groot, ja. Ja, julle het nou die semifinals môre waar die 400ste game nou is. Julle te wie speel julle môre? Pik. Weer Pik, maar hulle kom hierdie kant toe. Ja, hulle Joel nou net, is nou by ons, ja. Okay, dis 'n groot ding. So sê hulle, ja. So dit gaan vir ons 'n lekker een wees. Ons sien baie uit. Ons het 'n goeie voorbereiding gehad vir die game. Ek dink ons is op 'n baie goeie plek op die oomblik, span gewys. So julle het nog niks verloor die jare. Nee, ons het nog nie, ons het wel een gelyk op gespeel teen Northern Wolves. Ja. Maar ja, dit is gelukkig, ons is gelukkig om nog nie enetjie te verloor nie, ja. Ja, en ek dink dit is nou soos hulle nou noem die business end. Ek dink 'n ou so 'n bietjie 'n anderster vibe in jou. Ek dink nie vreeslik te kere te gaan om die ouens te gemotiveer te kry nie. Ek dink hulle is daar en hulle is reg vir wat gaan kom. Rudy, is jy 'n ou wat kom ons vat Rudy Marx nou vandag na môre middag toe. Daar's nou 'n paar uur wat loop tot môre middag 4:00. Is jy een van die ouens wat loop en jou kop teen die muur slaan of drink jy baie water of is jy 'n ou wat stil raak of wat se tipe rugby ou man is jy? Ag nee, ek hou daarvan om lekker rustig te wees, jy weet, ou stil. Ek dink met my jare se rugby wat ek al speel, het ek al op 'n plek gekom dat ek nie meer regtig stres oor 'n game en sulke goed nie. Maar ek dink 'n game soos môre is dit nou definitief bietjie anderste. Ek dink die wen is vir ons belangrik, so ou gaan dit dalk, ek gaan nie sê ons gaan dit heeltemal anders te benader as altyd nie, jy weet, ek gaan maar nog steeds my ou rustige self wees, ons luister lekker musiek voor die game en jy weet, hou dit regtig heavy gechilled. Ons het 'n lekker kleedkamer ook. Jy het 'n pragtige kleedkamer. Ja, so dit help. Dit gee jou lekker vibe. Dit gee jou lekker rustigheid voor 'n game. Jy weet, jy het nie nodig om rond te hardloop waar jy goed is en wat nie. Alles is lekker in plek en so dit maak dit lekker maklik, ja. Is jy ou vir 'n styk vir 'n Vrydag aand voor môre of is jy 'n man wat ou pastaatjie en soet gaan slaap al 8:00? Nee, ek eet eintlik nie regtig stytjie, maar ek sal, as ek moet kies, sal ek eerder 'n pastaatjie vat voor die tyd, 'n game of die aand voor die tyd. En dan so voor die game, ek hou daarvan ek eet droewors. Weet jy baie droewors? Ek eet droewors voor 'n game. Ja, ek like dit. Dit maak my nie te swaar nie. Dit maak my at least net ek weet nie, dit help. Wel, dis interessant om te hoor want elke ou het sy eie maniere.
Ek onthou ek was ook een van die ouens wat net rustig raak. Ek was lief om op 'n Vrydag aan 'n lekker steak in te werk, 'n bietjie proteïene op te jaag. Ja. Maar ek het doodstil ook gewees. Ek was nie Saterdag soek ek nie te veel lawaai nie en oud maar ou piesantjie en jelly. Ek het jelly beans was een van my groot jelly babies. So, dan loop ek die hele dag en eet aan dit om die suikerlevels op te hou, maar ja, by ons in die kleedkamer, jy weet, hulle sort ons so mooi uit. Daar's jelly babies, daar's piesangs, daar's piesangbroodjies en allerlei goedjies. Genade. Is daar lekker besig en eet 'n lekker pre-game ding. Ek dink so 2-3 jaar terug het hulle dit ook gedoen, het ons ook die platters en die goedjies gehad in die kleedkamer, maar toe sit te veel worsies en meatballs en al hierdie lekker goed. En toe het hulle op 'n stadium gesê, nee, yes boys, ons is besig met verkeerde dinge hier. Jy weet wat, as een van ons props by die platter loop voor opdraf, en hy vang eers 'n meatball, dan draf hy op, dan moet hy ou weet, nee, yes, ons is nou besig met verkeerde dinge. Die sous tog moet afvee op die en hulle doen dit, ja, en ek hou my proppies dop, ek sien hulle vang altyd 'n meatball so voor hy draf, ja. As 'n scrum is jy 'n man wat bietjie sparks insit, sit jy ek is die ou man in die span, so ons het op die veld, sal ek hulle nou nie pak gee nie. Hulle bou 'n bietjie wikkels soos wat hulle moet wees nie. Maar ek kry my kans wel om hulle te kry daar in die kleedkamer en ons 'n bietjie fines hou en daai tipe van goed, dan kan ek hulle lekker terugkry. Randfontein is baie special en ek dink hulle eer jou ook vir hierdie 400 wedstryde en ek dink hulle gaan seker môre aand gaan jy bietjie saam met die ouens bietjie kan kuier. Ja, ek hoop so, jy weet, is altyd lekkerder om te kuier as jy 'n wen gehad het, dan maak dit die vibe baie lekkerder, maar hulle het reeds al, hulle het al so baie gedoen en ek is dankbaar vir dit. Jy weet, hulle het dit regtig al special gemaak, ewen gisterand by die oefening. Jy weet, ek het 'n mooi trui gekry, mooi goue trui wat staan 400 games op en goed, so hulle maak dit regtig baie special en ek is baie dankbaar vir dit wat hulle doen. Hulle het nie nodig om dit te doen nie, maar jy weet, hulle is almal goeie klapmanne en hulle kyk uit vir hulle. Hoe lank het Rudy Marx nog in hy lyf? Yes, dis 'n goeie vraag. Dis 'n baie goeie vraag en ek het hom nou al 'n paar keer gekry hierdie jaar. Soos my vrou sê, ek maak al klaar vir die laaste 5 jaar. Natuurlijk. So, die antwoord het ek nog nie. So die antwoord is nog op hierdie saam net nog enetjie. Ja. Nog enetjie en dan besluit ons volgende jaar enetjie. En dan ja, so ek weet eerlikwaar nie. Ek weet ek moet op 'n plek kom wat ek dit nou maar op sy staan. Want ek het eintlik baie dinge, jy weet, my seentjies speel rugby en dis hulle tyd ook nou. Ja. So ek moet beginne maar 'n bietjie tyd aan hulle ook insit en so aan. So maar as 'n ou gaan kyk en ek dink wat ons het baie lank gepraat met moderne rugby verkort die ouetjie se loopbane en waar hy noodwendig in die verlede het hy van 'n 34 toe ek daai tyd gespeel het was 34 was nou half 'n tyd waar ouens sê jy's boy jy raak nou regtig oud. Het hulle dit afgebring na 6-27 ouetjies het nie meer daai want hulle speel baie rugby. Maar ek dink dat Dion wat se naam Fourie wat daar by die Stormers speel en die Nieu-Zeelanders wat nou jy weet nou oral sê jy kan sien die ouens het nou nog daar's 'n paar manne wat deurtrek. So jy hoef nie op te hou nie. Nee, ek gaan net vir jou vrou sê. Ek dink hierdie ouderdom speel so groot 'n rol nou tans in my loopbaan nie. Ek dink dit pla my nie eers nie. Die feit dat ek grys is, dit pla meer want die ouens op die veld noem my oom. Ja, maar anderste en soos jy sê met die moderne rugby en goede, ek weet nie vir my deesdae se rugby dis hard en alles, maar met al die reëls en die goede het dit al so gemaak dat dit jou beserings en goede so minder en so ek weet nie dit help vir my. So dis hoekom ek maar nog survive. Ja, want ek dink juist dit ek dink vir al die scrummies het hulle baie aandag op gesit die laaste 2 jaar om regtig daai impak wat julle so gehad het, wat daai groot slotte jou so semi in mekaar opgevou het en toegeberg het dit dan 'n bietjie weggevat van julle. Dis so dit doen. Voel jy dat jy jou ervaring wat jy het vandag maak van jou 'n heeltemal ander speler? Dat jy vandag, soos hulle sê, die ou Bobbejaan weet watter klip om te rol. Ja. Is jy nou op daai stadium dat jy weet wat jy wil doen, jy weet waar om te pace,
jy weet wanneer om en wanneer om nie te maak nie. Is jy op daai plek? Ek sal sê ja, ek dink ek is definitief daar, want jy weet die lang seisoen of die loopbaan wat hy al gehad het, jy weet jy sal so deur so baie jy sien die rugby game nou 'n bietjie anders. Hou fokus al op ander goed. Jy weet al, okay, hierdie was eintlik nie so belangrik nie. Kom ons fokus op hierdie, kom ons fokus op daai en vir my rol wat ek nou tans speel in die klub vir die span is jy weet ek maak seker ons kry skoon bal en die backs kry die bal, die forwards kry die bal. Ek geniet dit om nader aan die doellyn saam met die vettetjies te werk. Jy weet dan is ons lekker hier naby, dan skree die backs, hulle soek die bal, maar ja, is lekker, dan sit ons tyd, dan is ek saam met hulle. Ja. Jy weet, as ons die bal skuif en ons wil hom vir die backs, dan moet ek maar saam met hulle. Dan gaan jy weer saam daai kant toe. Ja, en dan soos ek sê, my rol laat dit so toe dat ek regtig net ek het tyd, ek kan die game lekker beheer en dit is vir my lekker. Ja. As ek nou so gou 'n bietjie nader aan die huis kom, so amper die einde van ons program, daar's 'n vrou en is daar drie seuns wat jy het? Ek het 'n vrou met 3 seentjies, ja. Fantasties. Ja. Vertel ons gou 'n bietjie van hulle, jou vrou se naam en die seentjies. My vrou se naam is Leani. Sy werk by Laerskool Milders Millennium in Krugersdorp. Sy is ook 'n onderwyser en my 3 seentjies, die een is 9, een is 8 en die ander een is 5. So ja, dis 'n handvol. Waar is hulle op skool? Hulle is hierso by my. Okay, so die manne is hierdie kant. Ja, hulle is hierso. En hulle begin rugby speel? Hulle speel al 3 rugby. Hulle speel al 3 cricket. Hulle doen alles. So ver soos wat hulle kan. Wat is hulle name? Oudste enetjie is Arlo. Die middelseentjie is Devan en die kleintjie is Landro. Great. Ja. Great. Ja. Rudy, ek kom so aan die einde van my program en altyd na die koekblik se naam. Uit die koekblik praat ons altyd van jy weet die ou koekblikke wat jy gehad het en jy het so gesukkel om die blik oop te maak, maar daar was die mooiste koekies binne en jy het gewag as ouma hulle ry, dan druk jy vir Boeta op en gaan haal hy daai blik af want jy mag nie eintlik naby daai blik. Maar ons het gesukkel om daai blik oop te maak. Ons vingers was klein. Maar as ons dan daai blik oop maak, dan sit ons met hierdie magic cookies. Dis die beste cookies. Dis nie cookies wat daar die floppies wat neergesit is, jy kan maar voor die TV dien. Dis die magic cookies. Nou vandag is die magic cookies wat ek oopmaak in my koekblik is Rudy Marx. So dis my refleksie terug op jou en ek wil vir jou sê baie geluk eerstens met 400 games. Dit sit nie in enige ou se broek om mee te begin nie. Maar ek dink die rol wat jy doen vir die klub, dink ek besef jy nie noodwendig nie. Ek dink dis belangrik dat daar manne is wat die custodians van die rugby is. Die manne wat werklik waar die ankers indruk en al stop jy môre, al stop jy oor 'n jaar, al stop jy oor 3 jaar, het jy 'n sekere legacy wat jy vir daai youngsters bring. Jy bring 'n bietjie kalmte, jy bring 'n bietjie maturity, jy bring 'n bietjie iets van alles in. En ek dink dis belangrik dat ons manne soos jy eer, want dis belangrik vir die klub dat sulke tipe ouens deurdruk en daarso is. Dis belangrik dit wat jy investeer. Jy kan die beste coaches aan die kant hê, maar jy het 'n ou nodig wat daar vir jou net sê hoor die chom, relax, ons gaan skop nou of ons gaan dit of ons gaan daai. En daai ouetjie gaan attach op dit. Jy doen dit presies hier by die skool ook so. So you're a real custodian of rugby and I want to salute you for that. Jy's amazing en sterkte met die game. Obviously mense gaan hierdie kyk al na die game ook. Ek gaan vir ons vra hoe gaan dit. So check in met ons, sê vir ons hoe dit was. Maar well done en I salute you. Well done en gaan geniet dit en mag die Here net absoluut seën. Ek dink dit is so belangrik. Daar moenie beserings wees nie en ek hoop die Here seën jou genoeg dat jy nog baie mense kan inspireer. Dankie, ek waardeer dit baie dankie. Dankie. Ek geniet dankie. Dis hy. Waardeer. Vertel ons je story.